en met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, die liefde tot die waarheid. As jy liefde het vir rugby, het jy al gesien hoe lyk mense wat liefde het vir rugby? 'n blou bal, 'n regte blou bal, plakkie stickers op sy kar, hy verf sy huis blou. Hy gaan elke byeenkoms, hy trek, hy soek aan, hy verf sy gesig blou. Hy het liefde vir die rugby. Hy doen moeite, hy soek, hy ondersteun. Dit gaan sleg die jaar, hy verloor al die games. Hy's daar. Hoekom? Hy het 'n liefde daarvoor. Nou het ons is veronderstel om 'n liefde vir waarheid te hê. Maar ons soek dit nooit nie. Nooit. Hoe bedoel jy, ek moet liefde soek? Want dit is weggesteek. Wie steek dit weg? Die wêreld. Die Satan. Steek dit weg. As jy dink, die waarheid lê oralste rond, en almal is eintlik reg, 99% van die goed wat jy in jou lewe al gehoor het, is lees. Die woord is die waarheid. Mense kan nie eens die woord van God lees, want alles word geïnterpreteer. As jy van liefde lees, dan word liefde geïnterpreteer. Nee, maar dis eintlik dit. As jy van uitverkiesing lees, dan word dit geïnterpreteer. Nee, maar dis eintlik dat. As jy van geregtigheid lees, is dit eintlik so. As jy van verbonde lees, is eintlik so. Jy moet dit eintlik in daai lig sien van daai tyd van, en dit word net verander. So ek glo nie die woord van God nie, ek glo die teologie van 'n mens, wat hy vir my vertel het. En wat is daai teologie? Dis 'n God wat in my hart kom sit. Wat is 'n God in my hart? Ek aanbid hom. Dis die hoogste gesag in my lewe. Meeste mense se hoogste gesag is hy self, so humanisme. Dis die God wat in jou hart sit. Ander mense se God sê met versigtigheid, maar hoor wat ek sê, ek beskuldig niemand nie. Ek wys nie vinger nie. Ek was self daar, en dis 'n voldonge feit. Die God in jou hart is die kerk. Want jy aanvaar geen ander opinie as die kerk se opinie nie. En wat 'n kerk is dit? Die kerk wat ek in groot geword het. As dit ABC is, hy's reg. As dit DEF is, hy's reg. Want ek het daar gebore, ek is daar gebore, ek het daar groot geword, my pa was daar, my oupa was daar, ons is almal daar. Dit moet net die waarheid wees, want ek is daar gebore. Dis 'n leuen. Het jy ooit die waarheid gaan soek? Of het jy net aanvaar? Dis die waarheid. Dis die God in jou hart. Die hoogste gesag in mense se lewens is die kerk en die dominee. Ek luister na niks anders nie, want my dominee sê, dis verkeerd. Dis die God in jou hart. Jy moet na niemand anders luister as Yeshua nie. En praat nie met ons. Maar sê baie mense, ja, maar ek hoor nie as jy met my praat nie. As jy kan lees in die Bybel, kan jy hom hoor praat. Gaan lees sy woord. Hy is die woord wat vlees geword het. En 4 evangelies herhaal sy woorde. Daarna skryf sy apostels briewe aan ons en verduidelik sy woorde. Dis nie Paulus se siening nie. Dis Yeshua se woorde wat Paulus vir ons oordra. Dis Yeshua se woorde wat Petrus vir ons oordra. Maar die God in my hart sê, jy luister nie daarna nie. Ons het hierdie goeters wat die kerk saamgestel het, ons luister vir dit. Calvin het gesê, dit werk so en so en so, jy luister nie vir Yeshua nie. Dis wat met ons gebeur. Dis skrikwekkend. Nou as dit my nou baie ongewild maak, laat dit so wees. Maar ek het die waarheid gesien. Ek het die Bybel oor en oor gelees en iets anderster gesien as wat altyd aan my verkondig was. En ek het die leuen gesien. En elkeen van ons moet dit doen. Baie van ons het dit al gedoen. Jy ontmasker die leuen. En dan sien jy, daar staan hy. En ek het so lank in hom geglo. En dan sien jy die volgende een, en jy sien die volgende een, en die volgende een. Jy moet nooit op die punt kom, waar jy sê, ek kan dit nie glo nie. Ek sien die Bybel sê dit, maar ek kan dit nie glo nie. Want wat maak dit van jou? 'n ongelowige. 'n gelowige glo die woord van God. 'n ongelowige glo nie die woord van God. Toe Yeshua evangelie verkondig het, die mense vir hom gesê, hierdie woorde is hard. Wie kan daarna luister? Toe sê hy nie, okay, laat ek dit vir jou 'n bietjie sagter maak. Toe sê hy, laat hulle maar gaan. Hy vra vir sy eie disippels, wil julle nie ook maar gaan nie? Toe sê hulle, nee, ons kan nie, want u het die woorde van die ewige lewe. Dis hoekom dit is wat dit is. En as ons die Bybel lees, dan lees ons wat daar staan. Niemand, maar niemand, het ooit vir ons die reg gegee om dit te interpreteer nie. Jy mag dit nie interpreteer nie. Dit wat hy gesê het, is wat hy bedoel het. Paulus sê, ons skryf van julle niks anderster as dit wat julle lees en ook verstaan nie. Dit beteken, dit wat ek vir jou geskryf het, is dit wat dit is. Ek kom nie met 'n draai na jou toe nie. Dis die waarheid. Jy kan dit maar glo soos dit daar staan. Maar die God
in ons hart, as daar 'n ander God is. Hy wat in die tempel van God sit en sê dat hy God is. Hy verander al die woorde. Dis soos die spelcheck op jou foon. Jy stuur vir 'n WhatsApp. Maar dit wat by hom uitkom is heeltemal iets anders, want jou foon het dit verander. Dan bel jy ou jou en sê, wat bedoel jy? Dan gaan lees jy 'n WhatsApp en sê, o my goeieste, wat het my foon gedoen? Nou daai God in jou hart doen dit. Jy lees die woord van God, en dan verander hy dit vir jou, dan sê dit beteken eintlik dat. En jy lees die woord van God, soos hy daar staan, en jy sê, maar dit maak nie vir my sin nie, en jy gaan na die dominee toe, en jy sê, van dominee, maar wat beteken hierdie? Dan verander hy dit vir jou, na sy evangelie toe. Nie Yeshua se evangelie. Hy is 'n spelchecker. En jy glo. Mag jy? Jy mag hom nie glo nie. Jy moet die woord van God glo.